Goeiedag. In hierdie video gaan ons na 3 voorbeelde kyk, waar daar vrae met sigma-notasie gevra is. Hierdie notasie beteken, ek moet die som gaan uitwerk van 'n sekere groep terme. So ek gaan hierdie 1 vat en daar indruk en die antwoord kry, dan 2 van hier af vat en daar indruk en die volgende getal 3 vat en hier indruk, net om te sien hoe my reeks gaan lyk. Hierso het ek die 1 gevat en die K se plek gesit om hier geskryf en uitgewerk, toe kry ek die antwoord 12. Toe het ek die volgende getal na 1 wat 2 is daar ingedruk wat ek hier gedoen het, toe werk ek hom uit, toe kry ek 24. Toe ek 'n 3 in die lig ingesit en uitgewerk en toe kry ek my eerste 3 terme van hierdie reeks. Die volgende ding wat hier geskryf staan, is dat ek moet 10 terme bymekaar tel. Hoe mens dit altyd weet, as jy vat hierdie 10 wat jy hierbo sien, minus die 1 wat hier onder staan, en dan plus jy 1. So 10 minus 1 is 9, plus 1 is 10. So ek moet 10 van hierdie terme bymekaar tel, om die antwoord van hierdie som te kry. Ek het weer hier langs die kant neergeskryf, bo, minus, onder, en dan plus 1. Die getal hierbo, minus die getal hier onder, en dan plus 1, wat vir ons in hierdie geval dan 10 sal gee. Dan vat ek die 24 gedeel deur 12, dan kry ek 2, en 48 gedeel deur 24, dan kry ek 2. Dan kom ek agter dat hierdie 'n meetkundige reeks is. So dan weet ek dat A is 12 en R is 2. En nou kan ek dit in die somformule gaan indruk van 'n meetkundige reeks. Nou vervang ek net die A wat ek uitgewerk het, die R en die N wat ek uitgewerk het, in die somformule van 'n meetkundige reeks in. Onthou om altyd in hakies in te vervang, en dan gebruik ons sakrekenaar onmiddellik hierna. En dan kom ons agter dat die antwoord van hierdie som is dan 12.276. So ek het 10 terme wat ek hier uitgegenereer het, uitgewerk, en het toe in die somformule ingesit, vervang en toe die antwoord uitgewerk. Hier is die volgende tipe voorbeeld, hoe lyk 'n sigma vraag. Met ander woorde, hierso het hulle gesê, ons moet die som uitwerk van 'n sekere hoeveelheid terme, ons weet nie hoeveel nie, en dan gee hulle vir ons die antwoord. Begin weer op dieselfde manier, van die 1 druk dit hier in, en die volgende getal druk dit hier in, en die volgende getal druk dit hier aan, net om ons reeks te genereer. So die eerste 3 terme sal dan wees 3, 9 en 27, omdat ek 'n 1 daar ingedruk het, hier het ek dit gewys. Toe het ek 'n 2 daar ingedruk, hier is ook uitgewerk. So hier is ons eerste 3 terme van die reeks wat hier deur hierdie algemene term voorgestel word. Die reeks sal dan so lyk. Ek kan ook wel uitvind wat 'n soort reeks dit is, met rekenkundig of wat ook al. Ek vat hierdie 9 gedeel deur die 3, dan kry ek 3, en 27 gedeel deur 9, dan kry ek 3, dan kom ek agter, hy is ook meetkundig. So ek het uitgewerk dat my A is dan met ander woorde 3, my R is ook 3, 9 gedeel deur 3 en 27 gedeel deur 9, en ons weet nie hoeveel terme dit is nie. Nou druk ek hierdie inligting net in die somformule van 'n meetkundige reeks in. Die formule lyk nou so, en dan vervang ek net al die waardes in die formule nou in. En let net op, waar kom die 1092? Hy kom alleen aan die kant. Of party mense hou daarvan om dit agteraan te las. Dis jou eie keuse. Maar dan so sal lyk. En dan moet ek net oplos vir n. Nou sal ons maal met 2 aan al twee kante. Dan sal ons plus 1, en dan sal ons deel deur 3 om die volgende stap uit te kom. En dan om op te los vir n hierso, gebruik ons of logs, of ons maak hierdie 3 tot die mag iets met ons sakrekenaars, en dan werk ons uit n is gelyk aan 6. Die beste manier hier sal dan met logs wees. Die laaste voorbeeld van 'n sigma-notasie vraag is hierdie een. Ons gaan nog steeds op dieselfde manier begin. Ons gaan 1 in die se plek insit, en met die eerste term uitwerk, dan die volgende getal hier indruk, en die tweede ou uitwerk, en die volgende getal hier indruk, en die derde ou uitwerk. Hier het ek dan die eerste 3 terme uitgewerk, deur eers 'n 1 in te vervang, dan die volgende getal en die volgende getal, en hier is my eerste 3 terme van die reeks dan. Die eerste 3 terme wat ek bymekaar moet tel, al die pad tot by oneindig, is dan hierdie terme wat ek hier uitgewerk het, en ek moet aangaan tot by oneindig. Die enigste reeks wat met oneindig werk is 'n meetkundige reeks, daarom gaan ons na die meetkundige reeks se formule toe. Ons gaan eers bepaal wat is A en R. Die A het ek gekry van die eerste term af, die R het ek gekry met my sakrekenaar deur hierdie getal te deel deur hierdie getal, en om te toets met hierdie getal gedeel deur hierdie getal, toe kry ek my R. My formule kry ek van die formulekaart af, som tot oneindig van 'n meetkundige reeks. Dan vervang ek net hierdie inligting binne in hierdie formule in. 5 op 4 het ek in die A se plek gesit,
en die kwart het ek hier in die eerste plek gesit. En dan gebruik ons 'n sakrekenaar om die antwoord uit te werk. So indien jy dan die hele vraag net wil oorskryf, kan jy sê dis wat hulle vir ons gevra het en die antwoord is gelyk aan 5/3.